Bly hier te wees as jy opgewonde? Jy sien, ek het nou net gesê van die ding, dat stuur hy alweer 'n ding hier na my toe. Nou soos ouer gewoonte, hou ek om vrae te vra. Nie waar nie, né? My nie so omkyk nie, regtig. Ek is daar nou nie so bad nie. Ek weet die koerante vertel 'n different story. Jy moet altyd die koerante glo nie, hoor. Moet ook nie altyd my vrou glo nie. Asseblief. Amen. Daar sê, nie hele vingertjies vir my wys nie, man. Ek weet dit is Vrouedag, maar ek het vandag gekom en ek wil die vroue mooi verduidelik waar hulle kan. Hierdie jaar wat hulle slaap gelê het, is nou verby, hoor. Nader aan die besem, nader in die kombuisvloer en nader aan die wasbak. Amen. Daar sê manne, sê jy sommer nou kort en kragtig hierdie probleem opgelos, né? Amen. Nou die vraag van vandag is, dis baie maklike vraag. Karen, moenie lag nie, ek is altyd 'n mens wat nogal daarvan hou om baie maklike vrae te vra. Stem julle saam? As jy so sê. Karen, nie so wees nie. Nie so wees nie. Wie kan my die teksvers gee? Reg? Kom ons stel hom so. Ek gaan ewen genadig wees. In watter hoofstuk in Openbaring, reg, word die vraag gevra, was jy maar warm, was jy maar lou of koud? En as jy die teksvers kan gee, dan kry jy addisionele bonuspunt. Dan moet my nie soos 'n klomp 1-jariges aankyk nie. Regtig, 'n 1-jarige student nie, sorry. Die 3 vir die Odyssee het dit gesê. 3, en kan jy die teksvers gee? Maar nou nie kloop nie. Nee. Was jy maar warm, was jy maar koud? Ek Was jy lou is of hoe Ek gekry? raai Ja, 7. Openbaring 3. Ja. As ek reg is, dink ek is by 11 daar rond, hoor. Kyk maar net. 7 is Ja. naby genoeg. 7 is naby genoeg, so ek sal vir jou hoor. Jy kan maar jou chocolate daar gaan haal. Dit was nou 'n baie maklike vraag geweest. Ek het nou nie eers teologies geraak. Ek kon vir jou gevra het, wat se 4 tipe liefdes was daar? En gee my die Griekse name. En nie een van julle kan dit nou weer vir my teruggee nie. Ai nee. So Woensdag aand gehoor. Ja, as jy Woensdag aand geluister en sê, ek ken hulle. Okay, Hendrie, ek is nie deel van. Maar hy pastoor Hendrie is 'n opportunist, hoor. En jy kan sien hy's 'n Vrystater. Mense, maar kom ons gesels vanoggend. En my boodskap vanoggend is, ek wil die Heilige Gees vra om iets in my lewe te doen. Jy sien, ons het geleer, ons het gehoor, ons het die kruis gesien, ons het die nagmaal herdenk, maar ons het ook gepraat oor, daar's iets in my wat moet verander, nie waar nie. Ek kan mos nie op dieselfde trant aangaan as wat ek aangaan my lewe nie. Iets in my moet verander, en wanneer ek verander, dan moet daar iets in my lewe sigbaar wees, nie waar nie. Dan word ons gesê, die vrug van die Gees moet uit my kom, en wat dan nog? Dan moet ek en jy die groot opdrag nakom, né? En wie kan vir sê, wat is die groot opdrag? Matteus 28 vers 29, en wat sê hy? Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Maar om 'n disipel te kan maak, gaan ek en jy by versoeking kom, né? Ons gaan vat vir Paulus, vat vir Petrus, dink jy om die evangelie te versprei, het hy in 'n lekker aircon-kar gesit en 'n mooi paadjie gehad en net so by die kerk uitgestop, uitgeklim en die boodskap versprei? Nee, hy het sy smart en sy stryd gehad, nie waar nie. Nou, hoekom het Paulus staande gebly? Wie kan vir my sê? Hoekom het Paulus staande gebly? Hoekom het al die ander apostels en die voorgangers van die evangelie uitgedra, hoekom het hulle staande gebly? Daar's iets. Buite nie geloof, daar's iets wat hy gedoen het. En dit is die grootste probleem met die kind van God. Ons doen dit nie meer nie. Ons sê ons is kinders van God, ons sê ons is oorwinnaars, ons sê ons wil opstaan, maar dan val ons en dan kan ons nie verstaan, hoekom val ons nie? Hoeveel kinders van God het al geval? Hallo, ek is een van hulle, ek het al baie. Want geestelike groei is val, opstaan, so kom jy nader aan God. Hoekom val ons? Hoekom stryk ons voor versoekinge? Twyfel? Okay, ons kan twyfel praat. Ons bid nie genoeg nie. Maar ons vergeet een van die grootste dinge wat God vir ons gegee het, deur middel van die Heilige Gees. Ons vergeet om dit aan te trek. Ons vergeet om staande te bly. Ons vergeet om dit elke dag aan te trek. En ons noem dit die wapenrusting. Wie kom val jy? Wie kom leen jy oor uit vir stories?
Hoekom jy nie staande bly nie? Want jy het nie jou wapenrusting nie. Ek wil vandag vir 'n kind van God gou ietsie sê. Jy's elke dag in stryd met die vyand. En as jy nie weet hoe 'n wapenrusting werk nie, kan jy nie staande bly nie. Nou kyk, toe ons in die police college gekom het, dan gaan jy mos nou vir opleiding, die van die manne wat weermag toe is. Die eerste dag, of net so voor die skietbaan kom, kry jy opleiding oor verskillende wapens. Nie waar nie. Maar die wapen word vir jou in jou hand gegee, en dan staan jy op die skietbaan. Nou kyk ou instrukteur baie wild en baie naby hoor, want hy weet waar hy wapen kan doen as hy nie reg hanteer word nie. As jy per ongeluk skeef skiet, is daar moeilikheid. Hoekom? Net soos dit met my en jou. Ons wat in die militêre dienste groot geword het, weet wat wapen wat 'n soldaat kan doen as hy reg opgelei is. Hy is 'n standvastige muur tussen die vyand en die res van die mense. Nou wil jy standvastige muur as kind van God wees om jou familie en jou kinders te beskerm en seker te maak jy's die soldaat in daardie huis. Jy's die een wat geestelike oorlogvoering doen. Dan moet jy iets doen. Jy moet die wapenrusting aantrek. Nou as 'n volgende jy vra, waar staan die wapenrusting? Behalwe die weet ek weet Karen en Hendrikie net. Waar staan die wapenrusting in die woord van God? Efesiërs 6. Baie dankie. Ilse, ek hou jou dop oor hier al langs Hendrik gesit. Jy kan nie die chocolate kry nie hoor. Nee, maak 'n grap. Efesiërs 6. Ons weet nie eers waar dit in die woord van God staan nie. Wanneer laas het jy dit gelees? Wanneer laas het jy dit oopgemaak? Wanneer laas het jy dit aangetrek? Nou kyk julle mense so 'n klomp eerstejaars studente. Ek is nie vandag by die college hoor. Maar ons wil staande bly. Ek wil die vyand aanvat, maar ek is nie 'n opgeleide soldaat vir God nie. Met ander woorde, ek het gebrek in my lewe. Dan vra ek, hoekom val ek? Hoekom kan ek nie opstaan nie? Hoekom kan ek nie staande bly nie? Hoekom is ek swak? Want ek weet nie hoe my wapenrusting werk nie. Daarom trek ek hom verkeerd aan. Nou kom ons kyk vandag bietjie. Kom ons kyk na die wapenrusting van God. En ek wil jy met die lewende woord van God oopmaak by Efesiërs 6. Ek wil so van vers 11. Ek gaan nou nie die hele gedeelte vir jou lees nie. Ek wil jy moet homself lees. Ek gaan die 6 wapenrustings, maar as 'n ander een wat ek vir jou by gaan gee, wil ek graag met jou vlugtig deurgaan. Die eerste een wat ons moet hê as 'n soldaat van Christus is die gordel om die heup wat hulle noem die gordel van waarheid. In ander woorde, ek en jy moet die Bybel ons maak. Isai. As jy vandag twyfel in die woord van God, as jy twyfel oor dit wat hierin staan, kan jy nie 'n volwaardige soldaat vir Christus wees nie. In ander woorde, jy moet jou omgordel met die waarheid. Nou kom ons kyk bietjie wat in die gordel. Die gordel in daardie tyd moes die klere bo hou sodat die soldaat nie in 'n geveg kan struikel nie. Wat hou my en jou van struikel? Sê gou vir my, wat hou jy van struikel? Die woord. Wat laat my struikel? Valsheid. Wanneer ek my ore uitleen vir valsheid. Wanneer ek kom en ek neem die woord, jy het net gesê twyfel, en ek begin twyfel, wat doen ek? Ek struikel. Maar wanneer ek 'n fikse soldaat is, 'n fikse soldaat vir Christus, is ek fiks in wat? In die waarheid. Dan word ek moet Bybelkennis kan bekom. Wanneer Satan my aanval, moet ek maak soos Jesus toe in die woestyn was en het gesê, luister mooi Satan, luister mooi, maak op die oor, daar staan geskrywe. En in die tweede versoeking kom Satan en hy dog toe hy slim, want hy gaan die Here se kennis toets en hy ruil die teksversie bietjie om. Toe sê die Here, kom ek korrigeer jou gou. Dis wat die woord sê. Wat gebeur soveel keer in ons lewe? Mense kom in en hy
draai die waarheid. En die waarheid klink tog so mooi, nee, daai verdraaide waarheid, dat jy, wauw, weet jy daai man, hy praat daarom uit die Bybel. Maar as jy die Bybel gaan lees, kom jy agter, maar, wag nou 'n bietjie. Hierdie is nie die waarheid nie, want dit is nie wat die woord van God sê nie. Hoeveel keer het ek vir jou dit nie gesê nie, as dit nie in die woord van God staan nie? Jou opinie tel nie, dit is wat Karen sê. Gaan terug na die waarheid. Lees maak dat jy bestempel word om 'n baie swak soldaat vir Christus te wees. Lees aangaande Jesus. Twyfel aangaande sy woord. Die waarheid sal sorg dat jy nie in jou geestelike lewe struikel nie. Die woord sal seker maak dat jy staande bly en nie val nie. So waar begin dit? Ons begin by kennis. Waar het vir ons in die opleiding begin, toe ons in die weerwag en die polisieopleiding gekry, by die kennis oor hoe die wapen werk. Want as ek nie kennis het nie, beteken daardie wapen vir my niks. Vra vir hierdie, waar is die dame wat matriek skryf en die wat op skool is lekker swat. Skryf jy lekker as jy nie geleer het nie? Nee, jy sweet, maar as jy lekker geleer het, hey, dan skryf jy met 'n joy, want jy ken die waarheid. En dit is dit met die woord van God. Dan die tweede een, die borswapen. Nou wie ken 'n borswapen? Ons praat van vandag so met terminologie, 'n bulletproof. Jy weet daai ding wat hier so om jou sit, en dan staan jy so met breë bors, en dan sê, shoot, kom, skiet, ek sal jou wys, hy gaan nie deur gaan nie, ek gaan staan daar bly. Moet dit wraggies nie doen nie. Dis nogal baie seer as jy so iets wil doen, hoor. Dis die borswapen van geregtigheid. Maar wat doen hy bulletproof? Hy beskerm jou vital organe. Eintlik beskerm hy jou hart. Jou hart teen die pyle, die patrone wat na jou aangevuur word in die geesteswêreld. Die plaat, hierdie plaat om die bors moes verhinder dat die vyand se pyle en spiese die hart deurboor. Die geregtigheid beteken vir die Christen dat God altyd reg is en ons kan die Satan alleen aandurf as ons deur Jesus Christus gered is. En wanneer ek in God se geregtigheid staan, in sy woord staan, kan die pyle kom, want die borswapen is hier voor my. Die borswapen beskerm my. Hy beskerm my hart teen valsheid. Hy beskerm my hart teen die saadjie van twyfel, die saadjie van wanhoop, die saadjie van die leuns, want ek het die borswapen van die Here saam met my. En die derde een wat ek vir jou wil gee, die bereidheid vir die evangelie, die skoene aan ons voete. Wat moet ek en jy doen? Wanneer ons 'n wapen het, dan is 'n borswapen, ons het die beld, nou alles aan, die skoene. Het jy al gesien dat iemand, as hy lank sonder skoene geloop het, en hy loop daar op die klippies, dan loop hy so snaaks, het jy al gesien, hy het so snaaks loop. Het jy al gesien 'n soldaat wat sonder skoene deur die bosse hardloop? Nee, hy hardloop met ordentlike bootse hoekom, want hy moet op alle terreine kan beweeg. Met ander woorde, wanneer jy die skoene van bereidwilligheid aan het, hierdie gordel, hierdie borswapen, kan jy op alle terreine in die samelewing beweeg en jy sal 'n oorwinnaar wees. Met ander woorde, jy kan in die doringsvlaktes van die wêreld gaan loop om die evangelie te versprei. Daar waar mense die Here se naam ydel gebruik, kan jy gaan loop, want jy's beskerm, want jy moet die skoene van bereidwilligheid aantrek om die evangelie te gaan versprei. Petrus, Paulus, hulle het nie pragtige bootse gehad soos wat ons vandag in die weermag gehad. Met ander woorde, as hy geloop het, hy het sandale gehad. Wat doen hy? Dan skitter hy klip so uit. Dan gaan hy aan. Wanneer skit jy bietjie uit die stof van jou voet af en begin staan op en wees 'n soldaat wat vorentoe gaan. 'n weermag wat vorentoe gaan. Hoekom? Want ek kan op alle terreine beweeg om die evangelie vir Christus te gaan versprei.
Dit is belangrik, want ons moet op enige terrein teen die bose kan gaan veg. Waarom gee hulle vir jou in die polisie ordentlike uitrusting, sodat jy op alle terreine kan beweeg? Ons moet bereid wees om na enige plek te gaan waar God ons stuur. Hoekom? Want ek is reg aangetrek. Ek is teen volle aangetrek, so ek kan by enige plek gaan om die evangelie te gaan versprei. Selfs al beteken dit dat ons lyding moet ervaar. 'n kind van Christen hou ons nie van dit nie, nee. Is dit nie so nie? Nou die by plek kom en die mense sê, moet tog net nie alweer Bybel praat nie. Dis juist wanneer ek dan Bybel praat. Dan moet jy vir my sien, hoor. Dan gaan hulle kom van Genesis en trek hom deur Openbaring toe en vat hom terug Genesis toe. Ek so hele rukkie terug, my vrou weet toen ek het troue en ek kom by die troue aan en ek het vir iemand ingestaan. Hy was siek die Saterdag en hy sê, Gert gaan doen vir my die troue. Ek sê, nee, is no problem, kom maar aan. En die man kom na my toe. En hy sê, die 15 minute, moet jy klaar wees, ek wil gaan drink. Ek sê, 15 minute kry die broer. Hier en 15 minute later, toe stap hy daar uit. Maar hy sê 15 minute gekry, hoor. Nee, kyk, hy het nou nie meer geweet hoe om te staan en hoe om te smile, hoor. Maar hy het ek die evangelie bedien. Moet nie by my kom en sê, jy 15 minute, die broer, ek gaan jou 15 minute, gees my hier klaas. Maar dis ook om ons moet altyd bereid wees. Al wil die samelewing nie van Christus hoor nie, moet my leefwyse en my woorde getuig van wie God is. Jy moet opstaan, want dis wat God van my en jou verwag. Ek wil jou vandag vra, toe ek deur daardie strate gelei is op pad, na Golgotha, was dit vir hom maklik? Dit was seer, dit was swaar, maar hy was bereid om dit vir my en jou te doen. Hoekom is jy nie bereid om vandag vir die waarheid in die evangelie op te staan nie? Trek die skoene aan en ons gaan versprei die waarheid in die wêreld. Geloof, die skild wat ons in die hand het om die pyle af te veer. Ons skild is dit. Ek glo in die Here Jesus Christus wat my verlos het. Die skild van geloof. Wat weer twyfel af? Wat weer minderwaardigheid af? Wat weer wanhoop af? Die skild van geloof. Want ek weet dat my Jesus Christus die dood oorwin het. Ek weet dat ek oorwinnaar in Christus Jesus, want ek staan in geloof. Wanneer ons nie meer geloof in Christus Jesus het nie, tree twyfel in. Tree al hierdie ander goed in. Maar 'n kind van God glo in sy wapenrusting, dit wat God vir hom gegee het. Wanneer ons weermag toe gegaan het, wanneer ons opgegaan het, Suidwes toe, of wanneer jy uitgeplaas is, en jy kom in moeilike situasies, het jy geglo in jou opleiding, jy het geglo in die toerusting wat hulle vir jou gegee, om staande te kan bly. Net so moet ek en jy glo in wat Christus vir ons gegee het, om staande te bly. En wat is een van die kosbaarste dinge? Sy naam. Wanneer jy sy naam aanroep, sidder en bewe die demone, want hulle weet wat er gesag het is. Hulle weet dat hy die oorwinnaar is. Ek en jy moet in daardie selfde geloof funksioneer. En jy kom dit nie om te sê, ek staan in geloof, en vandag spreek ek uit, ek soek R1 miljoen in my bankrekening. Dream on, het gaan nie gebeur nie. Het gaan nie gebeur nie. Om geloof en geloof te staan, is om in die waarheid te staan. Daarom wil ek vandag vir jou sê, hou vas aan daardie geloof, want dit ontbloot die pyle van valsheid. Wanneer jy werklik in God en in die geloof staan. Dan kom ek by die 5de een. Verlossing, die helm. Jy het al gesien,
Wie het al hierdie Romeinse flieks gekyk? Daar's mos nou so pragtige ene ruk terug. My seun het hom baie gekyk. Wat is die ding se naam, my vrou? Daar is hy, die einste hy. Wie het hom al gekyk? En voordat hy gaan beklei het, hy het alles, hy het die gordel aan, die borswapen aan, en dan kom hulle en dan plaas hulle daai helm so op sy kop. Dit beskerm sy ore, sy oë, sy mond, jy kan niks sien nie. En vandag wil ek vir jou sê, wil die verlossing hier het tussen die ore. En dis waar ons aangeval word. Dis mos waar ons in twyfel is. Dis mos waar Satan dinge in my gedagtes kom sit. Dis tyd dat jy die helm van verlossing aansit. Een, want hy maak jou toe, reg? Hy beskerm jou denke. Maar hoekom word ons aangeval? Want ons trek nie meer die helm aan nie. Hy maak ons ore toe vir die valsheid, sodat jy die stem van God kan hoor. Hy maak my mond toe, sodat ek minder kan praat en meer van God in my lewe kan hê. En wanneer ek 'n vinnige tong het, en hou om stories aan te dra, maak hy my toe, sodat ek nie kan skinder nie. Nie waar nie? En dan praat ek mos hier in die helm met myself en niemand hoor my nie. Dames, ek het vir jou antwoord. Nee, ek maak 'n grap. Ons manne skinder mos nie. Ons ruil gebedsversoeke uit. Amen, daar is hy. So daai helm, dames, dis tyd dat jy jou man trek hoor. Kyk my vrou, my hier. Sorry my vrou. Dis ons Steven, hy het gesê ek moet dit doen. Blame shifting nog hierdie. Ek moet met oortuiging weet dat ek verlos is van die band van slawerny en nou geheg is met die band van liefde. En dat ek nie 'n soldaat vir Christus is. Ek moet ook leef in oortuiging dat ek klare oorwinnaar in Christus Jesus is, omdat Jesus dit vir my klaar oorwin het. Geliefdes, trek die helm van verlossing asseblief aan. Dit beskerm ons gedagtes. Dit beskerm wat ons sê, wat ons hoor. Dat die Heilige Gees in beheer wees van jou denke en nie die wêreld nie. Ons soveel valsheid daar in die wêreld. Ons word so vinnig beïnvloed deur daardie valsheid. Hoekom? Ek het nie my helm op nie. Dinge wat ek sien, maar skerm maak jou blind vir die vyand, maar ook vir Christus. Hy seël my mond, sodat ek op ons kinders stories dra, valsheid versprei, sodat ek ook sal wees om die waarheid te kan versprei. Kom ons gaan aan. Nou kom ons by die 6ste een. Die woord as swaard waarmee ons die vyand beveg. Sonder 'n wapen gaan jy oorlogsfront toe gaan. En vra jou, sonder 'n wapen. Okay? Die wat nie antwoord het nie, ek sal nou net iemand kry, dan gaan ek vir hom 'n lekker swaard daar kry, en dan gaan jy daar staan en ek gaan sê, gaan fight. Nee, jy gaan sê, waar is my wapen? Nou dis wat 'n kind van God moet doen, is die eerste ding wat hy gaan vra is, waar is my wapen as kind van God? Ek moes nou beklei, ek moes nou soldaat. Hier is hy. Die woord as swaard, waarmee ons die vyand beveg. Christus het ons geleer hoe om te gebruik. Net soos Jesus sal ons die Bybel baie goed moet ken, om Satan se versoekinge te kan weerstaan. Die swaard van geregtigheid. Maar omdat ons die woord nie ken nie, kan ons nie hierdie wapen gebruik nie. As 'n polisieman nie weet hoe werk 'n 1 of 9 mm wat hom uitgereik het nie, kan hy nie die kriminele gaan beveg nie. Net so is dit vir my en jou. Leer jou wapen ken. Die wat in die weermag was, jy so ingedrul, jy kon blindfolded die R1 uitmekaar haal en terugsit. Jy moes dit doen. Maar 'n kind van God wil oorlog toe gaan, maar hy weet nie hoe werk sy wapen nie. Wie wat gaan gebeur? Jy gaan geoverrun word. Jy gaan verloor.
Maar as jy weet hoe die wapen werk, kan jy staande bly. Want Jesus Christus het dit in die woestyn vir my en jou gewys. Hy het gesê, Satan, daar staan geskrywe. Hy het sy swaard gebruik. As ek vandag vir mense moet vra, gee my teksversies oor sekere goed, dan kyk hulle vir my so, waarvan praat jy? Hoekom? Ons ken nie die woord van God nie. Weekom gaan ons verlore, weekom maak ons ore oop vir die vyand, want ons ken nie die wapen nie. Weekom heers daar valsheid in kerke, want ons ken nie die wapen nie. Kind van God, wanneer gaan ons opstaan en sê, ek staan in die woord van God, nie op die woord nie, in die woord van God, sodat ek my wapen kan gebruik. Maar ons doen dit nie. Kerk, die kerke loop met soveel valsheid. En ons laat dit toe. Hoekom? Ons weet nie my wapen te gebruik nie. Die kerk het 'n TV show geword. Ek sê ernstig. Ek stuur gisterand vir Henry 'n videoklip en ek sê vir hom, hier's die kerk waar mense blaatant 'n mokking van my geloof maak. Wat is 'n TV show? En ons laat dit toe. Hoekom? Ons ken nie ons wapen nie. En dan as jy na die wapen toe gegaan het en gesê, maar dis valsheid. Dis valsheid. En wil ek by die laaste een kom. Hoeveel wapenrustings is daar? Wie kan my sê? Hoeveel is daar? Kom nou nie so dit. Hoeveel is daar in Efesiërs 6? 6. Nee. Maar as een wat verskuil is 'n baie belangrike een. Hy kom aan die einde van die wapenrusting. Dis een wat ek en jy nalaat. Dis een wat ek en jy min gebruik. Die lans van gebed. Wat doen 'n lans? Wat in 'n spies? Wie kan my sê? Hy hou die vyand op afstand. Dan word hy kan nie naby my kom nie. Die spies word gegooi, die pile word geskiet, hy kom nie naby my nie. Dis wat gebed doen. Hy hou die vyand op 'n afstand. Maar ons bid nie. As daar 'n biduur uitgeroep word, om gou hier in Delmas te gaan bid, ek sê vir jou, dit is feite. Vra vir Henry, vra vir die wat met dit saam met dit bywoon. Daar is 'n handjie vol. As ons 500 mense in Delmas is dit baie. Dis aan al die gemeentes. Ons het een gesamentlike diens, was daar 10 mense, nee, kom ons sê 20 mense. Nou Henry. Ja, maar ons was by een diens waar ons sien so 15 was. Maar ons sê ons is biddende mense. Ons het soveel verskonings om nie dit te gebruik nie. Maar wanneer jy in die moeilikheid is, wat is die eerste ding wat jy? Bid gou vir my. Bid gou vir my. Maar jy kan dit self doen. Jy moet 'n aktiewe gebedslewe hê. 'n Kind van God kan nie sonder aktiewe gebedslewe funksioneer nie. Maar ons doen dit nie. Omdat ons nie sterk genoeg is om die duiwel in sy eie krag te oorwin nie, moet ons bid dat God en die Heilige Gees ons sal bystaan. Ek kan nie, maar die een in wie se naam ek bid, aan wat alle gesag, alle autoriteit, alle mag gegee het, in die naam van Christus Jesus, kan jy hom op afstand hou. Maar ons bid nie. Ons gebruik nie meer die naam van Jesus nie. Ja, op die TV is 'n vloekwoord. Nou kyk jy, my tone warm wil hê en vinnig genoeg gekrul het, nee. Gebruik die naam van die Here se vloekwoord. Ja. Dis nie 'n vloekwoord nie. Hy's 'n gesagsnaam. Hy's 'n goddelike.
Hy is die een in wie se autoriteit ontstaan. Saam met God, saam met Jesus, saam met die Heilige Gees, sal jy 'n oorwinnaar wees. Daarom moet ek en jy getrou wees tot die dood toe aan God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Om die finale oorwinning te kan kry. En hier kom die groot probleem met die wapenrusting, is hoe ons dit aantrek. Het is maklik om te lees. Hy is nie 'n fisiese wapenrusting wat jy moet aantrek nie. Hier trek ek nou gaan my bulletproof, my skoene, alles aan. Hy is 'n geestelike wapenrusting. Hy is te mooi wat ek vir jou sê. Want ons stryd is nie teen die vlees en bloed nie, maar teen die bose magte en die owerhede. Ons trek hier die wapenrusting verkeerd aan. Ons trek hom op 'n vleeslike manier aan, in plaas van geestelik. Daarom sê hy, bidend moet jy dit doen. Wanneer ek bid, sê ek, Here, geestelik sit ek die helm van verlossing aan. Geestelik trek ek my skoene aan. Geestelik doen ek dit. Geestelik. Sodat ek in oorwinning kan staan. Maar ons lees dit, en ons wil dit op 'n fisiese manier doen, in die vlees doen. Hy is 'n geestelike wapenrusting, wat deur die Heilige Gees vir jou gegee word. Trek hom geestelik aan, sodat jy staande kan bly. Die belangrikheid van die wapenrusting, en dit moet ons vanoggend besef, beskerm jou teen die aanvalle van Satan. Wie kom val ons? Hoekom kan ons nie opstaan nie? So dis wapenrusting nie. Wapenrusting beskerm jou teen die aanvalle van Satan. Teen die valsheid, die leuns. Geestelike versterking. Wie kom sê geestelik swak? Nie wapenrusting nie. Jy maak jou lewe oop. Jy is nie 'n soldaat van Jesus nie. Jy is nie 'n soldaat van Christus nie. God gee jou die gereedskap van oorwinning. Weet jy, dit is jou gereedskap om oorwinning te kan kry? Hoekom gebruik jy dit nie? Moet dit daar soos 'n ornament staan, mooi, blink, alles? Of gaan jy dit begin aantrek? Daardie keuse is joune. Die waarde van elke deel. Besef jy die waarde van elkeen van hierdie wapenrusting? 'n soldaat herken die belangrikheid van sy toerusting. As jy dan in die veld gedrop word en jy weet nie om 'n kaart te lees of om 'n kompas te gebruik nie, vra vir die manne, hoe vinnig raak jy verlore? Jy loop dan in die vyand in, want jy weet nie hoe om 'n kompas of 'n kaart te lees nie. Daarom moet jy weet hoe werk jou toerusting, sodat jy rigting kan hê en veilig kan wandel. Gebruik jou toerusting, leer die toerusting ken, sodat jy 'n volledige, getroue, opgeleide soldaat vir Christus kan wees. Maar ons gebruik dit nie. Die belangrikheid van gebed. Ons gebruik dit nie. Ons bid nie meer nie. Ons vra nie meer van God nie. Gebed, soos beskryf in Efesiërs 6:18, is 'n belangrike deel van die wapenrusting wat ons nodig het om geestelik sterk te bly en in die gees te bid. Ons oorwin nie, want ons het nie wapenrusting. Hoe om die wapenrusting aan te trek? Kies om die woord van God te volg en te glo. Dit is die grondslag van jou wapenrusting. Dit is die fundament van jou wapenrusting. Die woord van God. Stap in die gees. Ek het nou vir jou gesê, dit is 'n geestelike wapenrusting. Jy moet hom geestelik aantrek, sodat jy geestelike oorwinning kan kry. Maar ons wil vleeslik met 'n geestelike wapenrusting
staande bly. You ain't gonna make it. Gebruik die gereedskap van God. Dit sluit gebed in, die woord van ander en die ander elemente van die wapenrusting. Gebruik die, hy sê, volle wapenrusting. Maar wat wil ek en jy gou doen? Ek wil gou die Bybel gebruik. Ek wil een gedeelte gebruik. Vra ek hoekom ek nie staande bly nie. As jy nie alles het nie, kan jy nie staande bly nie. Kan jy nie 'n soldaat van Christus wees nie. Bly waaksaam. Ons het louter geword. Ons het gemak geword. Ons het slapers geword in die geesteswêreld. Daar waar hy jou uitgeplaas het, daar op Ossoek en op die ander plekke, as jy moes wag staan. En ek was 'n baie slim polisieman gewees. Ek het 'n hond gehad. Ek het altyd vir die mense gesê, luister, jy sal my nooit van slaap nie. Hoekom? Want my hondjie lê by my. Voordat jy by my kom, gaan hy tande met jou gesels en goed. So ek kon rustig slaap. Maar die ander polisieman moes wakker staan. Hy moes waaksaam wees. En weet jy wat? Dis hoe ek en jy as kind van God wees. Ons moet waaksaam en wakker wees vir die vyand, want ons weet nooit wanneer hy gaan kom om jou te kom aanval nie. Ek wil met dit afsluit. Die wapenrusting van God is van uiterste belang vir Christene, omdat dit die beskerming en die gereedskap bied om geestelike oorlogvoering te veg en te kan oorwin. Dit is nie net 'n simbool nie, maar 'n praktiese stelsel van beskerming en krag wat God aan sy kinders gegee om geestelike oorwinning te kan ontvang. Mag die Heilige Gees vir my in staat stel om tot die dood toe trou te wees aan ons Here en God. Volg hom. Luister na hom. Laat hy vandag jou generaal wees in hierdie geestelike stryd. Maar mag jy 'n soldaat wees wat in volle geklee word vir ons stryd vir die Here. Sodat ek en jy 'n gesonde, opgeleide soldaat in Christus Jesus mag wees. Amen. Ons lê die woord. Liefdevolle Vader, dankie vir die voorreg wat ons vandag kan hê, Here, om u mooi troon van genade en liefde deur u seun Christus Jesus te kan betree. Ja, Here, soveel van ons staan, Here, en soveel van ons het geval, Here. En dan vra ons die vraag, waarom, hoekom? Hoekom kan ek nie staan daar bly nie? Hoekom kan ek nie groei in my geloof nie? Here, hoekom kan ek nie my geestelike deurbraak kry nie? Here, waar is die probleem? Die probleem lê nie by u nie, my Here, maar by die mens, Here. Here, u gee vir ons, Here, u gesagsnaam, u autoriteit, Here, die naam van Christus Jesus, om oorwinnaars te kan wees, Here. Maar Here, ons moet ons deel doen, Here. Want u vra, Here, dat ons soldate van u moet wees, geklee met die geestelike wapenrusting. Here, sodat ons hier op geestelike vlak, Here, die oorwinning kan kry, op geestelike vlak staande kan bly. Here, dat ek die beskermer van my huisgesin op 'n geestelike vlak sal wees, want ek is die opgeleide soldaat wat u aangestel het om oor my familie te beskerm en te kan toepas, Here. Soos ek ook opgestel, gelei, Here, en gevra, Here, om 'n soldaat saam met pastoor Henry vir hierdie gemeente te kan wees. Mag ons staande bly, Here, omdat ons die wapenrusting van u aangetrek het. So bid ek vandag vir elkeen, dat hulle sal opstaan en weer soldate sal word, Here, van u weermag, Here. Ek vra dat die Heilige Gees ons sal versterk, dat die Heilige Gees ons sal lei, dat die Heilige Gees ons ook die nodige kennis sal gee, aangaande hierdie wapenrusting, om eendag, Here, die oorwinnaar te kan wees in Christus Jesus. Amen en amen.